Voordat by die woord gaan kom, een van ons waardes wat ons as gemeente aan glo, wat September maand dit is, dat ons, hoe doen ons gemeenskap, hoe reik ons uit? En toe ek daaroor bid, het die Here vir my gesê, eers binne, en dan buite. Maar voor ek met die woord gaan bedien, het ek 'n profetiese woord gehoor, ons is in Johannesburg by verhaalvergaderings, maar ook 'n geestelike byeenkoms. En ek wil vir julle bemoedig, tans, terwyl ek in hier sit, is ons die 3000 jaar na die kruis, nie meer daarmee saam. En die profetiese woord gaan sê op die 3de dag, in die bruiloft te Kana, baie belangrik, op die 3de dag, op die bruiloft te Kana, het Jesus sy eerste wonderwerk gedoen. En sy moeder het gesê, dit wat hy vir julle sê om te doen, doen dit. En hierdie wyn is 'n nuwe vars krag van die Heilige Gees. Die water wat hy van verander het, is lewe. En dis baie belangrik, op die 3de dag is God besig om voor te berei vir een van die grootste herlewings, wie glo dit saam met my. Maar die profetiese woord, en hier gaan ek u bemoedig, want ek was geweldig bemoedig deur dit. Een van die dinge wat gebeur in die geestelike realm, die accuser, loop rond en hy beskuldig die kerk. Hy beskuldig jou en jy voel skuldig omdat jy baie keer af is, omdat jy baie keer moedeloos is en omdat jy baie keer net voel ek is nie 'n kind van God. Jy praat ek al met mense. En die Here sê vir die kerk, hy sê vir hierdie gelieflike familie, in hierdie oomblikke, in die geestelike realm is daar 'n hofsaak aan die gang. En God sê vir die accuser, stop dit. Want my kerk is bekleed met my geregtigheid. Wie glo dit saam met my? Sê my kerk is bekleed met my geregtigheid, jou aanklag stop. En is besig om te gebeur soos wat ek praat, oralste is daar 'n lewingsvuur aan die gang, daar's dinge aan die gebeur, en die vyand kan dit nie meer stop nie, want sy aanklag is gestop deur geregtigheid. Nie my geregtigheid nie, maar sy geregtigheid. Kom ons gee die Here lekker aan 'n klop op. Prys sy naam. Die tema dan is, hoe reik ons uit na die gemeenskap? En nou begin met die skrif, en op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Maar wanneer ek sê op ons wat sterk is, wanneer is jy regtig sterk? Wanneer jy erken hoe swak jy eintlik is. Want hy wat in my is die een wat sterk is. Ek wil hierdie prentjie begin vorm in elkeen van ons. Die hoogste gesag tans op die aarde, nie wat die mens betref nie, nie wat die accuser betref nie, is wat die hemel erken. En dit is wat God sê, dat ons hier saam met hom in hemelse plek, Efesiërs 2. Jy sien, daar is 'n hoër gesag bo elke regering, bo elke mandaat wat enige iemand dink hulle het, is daar 'n mandaat aan die kruis vasgenaal, wat sê ek en u is vrygespreek, en ons hier saam met hom in hemelse plekke, en wanneer ons sê, dit sal so wees, in die naam van Jesus, dan moet dit so wees. Daarom is ons sterk. Want in Christus is ons meer as oorwinnaars. Dis die fondasie wat ek vir julle wil neersit. En wanneer ek kyk na die kerk, sien ek nie 'n patetiese, sirkelende besigheid nie. Ek sien 'n lewende organisme. Ek sien 'n lewende krag van God. Hy het gekies om in ons te kom leef. Al verstaan ek dit nie aldag hier bokant. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak, glo ek in dit. Dat Christus deur sy krag en sy heerlikheid in ons woon. Ons is erdekryke, maar ons het die volheid van God binnekant ons. Dit maak ons sterk. Sê vir ou, jy is sterker as wat jy dink. Al vlieg vanmôre hoe moeg. Ek en jy is sterker. So, op ons wat sterk is.
is daar verpligting. God sê, nou kan ons gee. Onthou net een ding, ons hele lewe draai om geld. En ek wil dit sommer net noem, jy weet hoe preek ek, die boodskap is die iwerste, maar ek gaan net aan. Petrus het nie 'n tikkie in sy sak nie. Want ons lewe in 'n lewe wat alles gaan oor geld, gee, elke ou te robot, elke sy eie robot. Wonderlik, het hom gekoop. En hulle beklei, hoor jy, ek hoor dit, hulle beklei vir die robot. Hierdie is my grondgebied, ek het eers nie by die robot ontstaan. En die wêreld verstaan nie waaroor dit gaan nie. Daar was 'n man in die Skonepoort, hy het dieselfde mentaliteit gehad. Ek gaan vanmôre met die baie regheid en miskien bietjie hard gesels. Hy het 'n mentaliteit gehad van, ek sit maar by die poort en ek verwag 'n almoes. Maar wat God vir ons gegee is meer as almoese. Wat God in ons belê het is meer as geld. Wat in jou belê het is Christus homself. Daarom sê Petrus, kyk vir my. En ek sien die ou steek sy hand so op aan die verwagting dat hy R2 gaan kry. En Petrus sê, goud of silwer het ek nie. Want hy is nie na die leerstelling gesien. Maar wat ek het, in die naam van Jesus staan op jou eie bene en gaan doen jou ding. Dit is sommer net so wat ek wys het. Wat is baie belangrik is ons besef wat ons binne is, voordat ons buite effektief kan wees. Want anders word ons oorval, en die Here praat van dit baie duidelik, ons word oorval in hierdie lewe deur 'n skuldgevoel. As ek by die 13de robot verbykom en die ou se plakkaat sien, dan voel ek skuldig. Ek sê bietjie aan. Maar die eerste storie raak al beter. Ek was in 'n Zoom-agter 7, ek moet dit sê. Ek het 8 vrouens en 6 kinders en 3 honde. Wie gaan vir my help? Ek sê vandag die kerk het 'n boodskap. Sê vir jou, ek het nie goud of silwer nie, maar in die naam van die Here. Herstel jouself, man. Want God het die patetiese mense gemaak nie. Hy het mense gemaak wat meer as oorwinnaars is. Dis die boodskap van die kerk. Stadig. Moenie deur 'n skuldgevoel gelei word gelei deur die krag van die Heilige Gees. Dit sê dat vir iemand sê, stop dit. Daar is meer in die lewe as wat ons dink. Want dalk nie dat mense sal hoor oor gemeenskap nie. Maar luister dat ek vir my sê, ons kom by die einde by al die dinge by mekaar vat. Want niemand van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Want as ons leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons gaan lewe, en of ons sterf, ons behoort aan die Here. Wie behoort aan die Here? Dis belangrik. As ons binne verstaan. Ek weet wat ek vanmôre sê. Ons lewe nie op 'n eiland nie. Alles wat in die wêreld gebeur het 'n invloed op ons. En wanneer jy verby iemand ry en jy voel self wat jy het nie, moet nooit twyfel wat jy het nie. Want dis wat God vir my opdrag gee. Dat ons aan die wêreld 'n boodskap moet verkondig. Hy wat in my is, kan ook in jou wees. Weet jy dat God het die mens geskep om homself te kan help? Want dit is die waarheid. God het 'n mens gemaak na sy beeld om self, en ek dink die vyand is besig om die menslike ras af te breek deur hulle aan te val. Maar dan God ons is bekleed met geregtigheid. God het die vermoë om van niks iets te maak nie. Maar wanneer jy glo ek is niks nie, dan is jy en ek in 'n groot gevaar. Dan kan ons regtig niemand help. Maar wanneer ek nie glo ek is op alles in staat deur Christus se krag, dan raak ons van binne af sterk en ook binne die gemeente raak ons sterk. Mense se lewe beïnvloed ander mense. Dit is maar net soos wat dit is. Daarom het God bepaal dat ons familie gaan wees in 'n tyd soos nou. En dit is baie belangrik wanneer ons binne kan lief hê, het ons meer effektiwiteit na buite toe. Luister, en laat ons nie moeg doen of moeg word
om goed te doen. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, sê dit vanmôre, dit is 'n geleentheid, om almal goed doen. Miskien stop jy daar nie, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So sê vir jou broer en aansou, ek het jou verskriklik baie lief. En ek het nie vanmôre geld nie, maar wat ek het, in die naam van die Here, bid ek nou vir jou vir krag en vir gesondheid. Jy sien, jy sal nou sê, maar wat in die gemeenskap, ons kom by hulle uit. Maar God werk eers van binne af buite toe. Want as jy in 'n gat sit, kan jy nie iemand uittel nie. Alleen wanneer jy in oorwinning is, sal jy die krag hê om buite effektief te wees. Daarom God ons families gegee. Daarom het hy dit so geskep, man en vrou en kinders. Kan jy nie sien die vyand se aanslag op die samelewing? Wanneer jy alleen is, en ek weet as vanmôre mense wat alleen is, maar God het verder gedink, hy het ook gesê, daar sal 'n familie wees, huisgenote van God, sodat jy nie alleen hoef te wees nie. Ek sê, ek kan nie sonder my familie opereer nie. Baie mense sê, ag wat, ek kan nie sonder kerk wees nie. Ek kan nie sonder salwing wees nie. Ek kan nie sonder u wees nie. En u kan nie sonder my wees nie, want ons is huisgenote van God. En as jy my gesiggie sien vanmôre, you better like me, want vir 1 miljoen jaar plus en nog plus en nog plus aan vir ewigheid sal ons by mekaar wees. Want ons ken mekaar nie na die bloed nie, maar na die gees. Ons is geestelike familie. Gemeenskap. Want dis waaroor die boodskap gaan. Hoe doen ons gemeenskap? En ek het al 'n bietjie hard gesê, maar dat ons bietjie sal net sê, ons het iets anders om vir mense te kan gee. Want net die kerk het, net die wedergebore kerk het. Gemeenskap gaan altyd 'n uitdaging wees. Dis 'n bietjie amen daarop. Dit is soos dit is. Mense, ons word almal geaffekteer deur mense se besluite, deur wat hulle doen, deur wat hulle sê. En wanneer mense na buite, na die kerk kyk, wat sal hulle sê van die kerk? Weet jy, wanneer as ons binne gesond is, sal die gemeenskap in elk geval kom. Ons moet die woord uitreik na die gemeenskap. Maar wanneer ons effektief binnekant is en mekaar lief het, sal die gemeenskap daar buite sê, ek wil hier inkom. Luister mooi, die Heilige Gees het met ons gepraat daaroor. Die afgelope 50 jaar het die accusers, met 'n mooi woord is aanklaer, daarin geslaag, luister mooi, ek sê dit onder liefde, daarin geslaag om die huisgenote van God so te beïnvloed, dat 'n groot persentasie van mense by die huis sit en hartseer genoeg sê, ek het in die kerk seer gekry. Die accuser het rondgeloop en broer teen broer opgemaak, vrou teen vrou, en ons het mekaar nie herken in Christus nie. Maar ons gaan nie daaroor praat nie. Ek wil vanmôre vir sê, die herlewing gaan begin. En daar is 'n skrif wat sê, die oordeel van God begin in die huis van die Here. Maar as in 'n negatiewe oordeel is, nou 'n oordeel wat plaasvind, waar die Here van die vyand sê, maar jy weet mos dat my geregtigheid teen jou staan. Maar die kerk het dit nie altyd geglo nie. Ons het gesê, ek sal werk en ek sal doen om geregtigheid te verdien. Jy kan dit nooit verdien nie. Dis 'n gawe van God. En wanneer ons dit gaan snap, gaan die accusers se mag gebreek word en die kerk gaan mekaar vurig lief hê. En ek sê dit weer profeties, net wat die Here sê ons moet doen, moet ons doen. En dis eenvoudig dit, met God lief hê. En met die broer en suster lief hê. En wanneer ons mekaar so lief het, sê die wêreld daar buite sê, hieraan sal die wêreld weet, die gemeenskap weet, dat ons kinders van God is, naamlik ons liefde vir mekaar. En mag die Here ons help. Mag hy my vanmôre help. Terwyl hy die Gees so vaardig gesê, Here help my vanmôre. Om die een wat ek naby my het lief te kan hê. Ek glo die Heilige Gees van vanmôre die diens vat.
en ons ontplig. Die nood daar buite affekteer ons almal hier binnekant. Dit is so. Jesus sê interessant, hy sê, wat die arm is, het julle altyd by julle. Maar my het julle nie altyd nie. Dit is waar die vroukie die nardesalf op sy voet uitgestort het. En Judas, die finansiële ou het gesê, wow, wat 'n vermorsing. Ons kan vir die armes gegee. Jy sien, daar is 'n gees in die wêreld wat altyd so is. Hy gaan nooit verander nie. Maar ek en jy het Jesus. Ons het sy krag en sy genade en sy liefde. In Afrika as ek hulle 'n paar keer, en wanneer hulle my sien of iemand sien, hulle lyk verskriklik, ek weet nie. Maar hulle hart wat na ons is, give me your money, give me your money. En ek het gelukkig gesê, goud en silwer het ek nie, want ek het regtig nie gehad nie. Maar in die naam van die Here, God is lief vir julle. Dis ons boodskap. Mekaar die liefde en dan van na buite liefde. Dis baie belangrik. Dit kom oor al die eeue. Dit kom is nie nuwe ding nie. Vandat Jesus op die aarde gewees het, was daar altyd verdeeldheid, altyd dinge tussenin, en die gemeenskap is altyd anders. Tot vandag toe is dit dieselfde. Mense is verskil. Mense is klasse verskil. Daar is mense wat aftik op ander mense. As mense wat sê, ek meng nie met daardie mense nie. Of was dit nie meer so nie? Is nog net so nie. Presies net so nie. Maar wanneer ons in Christus is, kyk ons na mense anderste as wat mense kyk. Maar ons moet eers na mekaar kyk en sien wie ons in Christus is vir mekaar. Jy sien, ek kan nie vir jy sê dat ons eers binne moet gesond word vir ons buite kan uitgereik nie. Want ons is klaar besig om wat te doen lang God vir hierdie familie. Maar effektiwiteit lê daaraan dat die wêreld moet sien. Hulle het baie gehoor. Iemand sê in Afrika, as er nog een evangelis kom, ons het genoeg van dit gehad. Ons wil geleer word. En wat moet ons hulle leer? Jy moet God lief hê. Jy moet glo, Christus leef in jou. En dis nie wat jy doen nie, dis Christus wat deur jou doen. So alles wat ons doen, is deur genade tot eer van God. Prys die Here, hierdie krag het nou afgegaan. Maar as ek hierdie stelling maak, as ons binne gesond is, dink jy dat ons kan die gemeenskap verander? Nee, dit klink nie vir my wat. As ons binne gesond is, dink jy dat ons kan die gemeenskap verander? Want elke gemeenskap verskil. Jy het geweet die gemeenskap om Goodwood is anders as in Brackenfell. Elke gemeenskap het sy eie krisis. Sy eie situasies. Die belangrikste is, wanneer ons in eenheid is, en mekaar lief het, dan sal die Heilige Gees ons sy opdrag gee, om te doen. Kyk, wat sê ek nou vir u? En ek sê dit vir myself ook. As ons nie ons broer in die familie lief het nie, sal ons ook nie buite doen. Hoe sal ek iemand lief hê buite as ek my broer wat ek sien nie kan lief hê nie? Jy sien, dit is wat gebeur. Die Here wil sy kerk gesond maak. Want wanneer jy uitstap en jy vergeet die boodskap, dan sê die woord, jy is soos iemand wat in die spieël kyk en self vergeet hoe jy lyk. Ons kan boodskap op boodskap preek, maar as ons nie uitstap, dan gaan die kerk eers dan. Hier is 'n byeenkoms van die heiliges van God, die huisgenote, waar die Heilige Gees ons bekragtig met liefde, met salwing, sodat ons werk kan doen môreoggend. So sê vir jouself, môreoggend word die kerk wakker. Ek is die kerk. Ek is die tempel. En dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in my, en dit is in staat om selfs my sterflike liggaam lewend te maak. En wanneer ons dit besef, lei die Heilige Gees ons, want môre, glo my, sal Matthys se lewe wat iemand anders te kruis as myne. Maar wanneer ek glo wat ek is, en ek is opreg vir mense, sal hulle Christus in my sien. Die woord sê, hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat,
is in duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig. En in hom is geen oorsaak van struikeling nie, maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ek kan diep oor hierdie skrif praat, want die woord praat van haat. Nou hierdie haat moet jy ontleed, is nie haat soos wat ons dink nie. Dit is amper asof ek nie kan verdraag dat Pietie beter kan sing as ek nie. Luister maar, ek kom baie jare in die kerk. Ek ken mense wat smoor kwaad is omdat hulle nie kan sing nie. Ek ken ek kom, hy is so kwaad vir my tot vandag toe. En daai haat word omskryf van totale verdeeldheid. Jy sien nie soos wat ek sien nie. Jy wil nie insien nie. Die grap van alles is, Pietie, hy kon nie sing nie. Maar hy wil sing. Hy kan nie nooit vast om sy leven te red nie. Maar as jy dit vir hom sê, dan draai hy om en hy wip sy sterk en hy is tot vandag toe kwaad in die kerk in. Hy sing een minor dat ons allemaal in beesvret eindig. Ons weet nie waar ons is nie. Die man kan nie sing nie, maar hy wil sing. Jy sien, dit is nie goed in die kerk. Maar wanneer ek erken, my broer kan beter sing as ek kan sing en ek eer hom. Ek lig hom op, en wanneer ek uitstap, sê, wow, was die voorsang nie vanmorgen fantastisch nie. Die Here was ons goed. Luister mooi, is tyd dat ons recht praat, dat ons in die kerk nie mekaar haat nie, aanhalingsteken, maar dat ons mekaar sal motiveer en sê, daar is iemand, maar jy kan dalk miskien beter koek bak. Elkeen van ons het 'n vermoë wat God vir ons gegee het, en ons moet daarin lewe en mekaar hoor ag as die ander ene. Dan sal die wêreld weer glo, Christus is die waarheid. Die herstel by binnekant, en hierdie boodskap het die Here vir my in my hart gegee. Ek preek vir julle, ek preek vir myself ook. Wees lief vir mekaar. Dis eenvoudig dit wat God sê. Ek het nie geweet dat gaan die lied sing glad nie. Hulle gaan hom nou weer sing. Die liefde maak ons oë oop. Jy sien as so 'n manier met die gemeenskap kan dien. En ek sê dit baie uit 'n skuldgevoel. Jy voel skuldig. En jy voel ja. Hierdie ou se storie is so, ek kan nie by hom verbystap nie. God het nooit gesê ons moet gee om ons skuldig voel nie. Ons moet gee omdat ons lief het. Ek het van my 10 ouers gestap en eendag op iemand gaan stap en hy sê, nou slaap nie stil. Ek het hier oog gekyk van hierdie man en ek kon van my woord gee vir God. En dit het hom opgetel. Jy sien, wanneer ek God lief het en my broer lief het, trek die liefde deur ons en trek mense aan. Ek wil nooit gesien om liefde wegstoot nie. Dit is 'n belangrike boodskap wat ek vandag vir ons gee. Die gemeenskap daar buite. Het julle geweet dat misdaad word gekoppel aan liefdeloosheid? Nou het ons die affek van dit, maar die organisme wat dit kan verander, is nog besig om te stry oor koetjies en kalfies. Wie gaan preek? As daai ou preek, kom ek nie. As daai persoon sing, dan kom ek nie. Mag die Here ons vanmôre help praat met my gees en met my hart uit. Wanneer iemand die preek onder die salwing van God en die woord salwing. Al hakel hy. Al sê vanmôre, die Here het jou lief, is die woord gesalf. En dis wanneer die kerk van mekaar gaan lief wees. Ek praat vanmôre miskien 'n paar dinge wat lekker voel op mekaar se lewe nie. Maar is tyd dat ons in die huis van die Here sal glo wie ons is. As ons mekaar lief het, sal ons behoeftes en die passies van mense in ag geval raak sien. Daar's baie om te doen. Daar's 'n hele sendingveld. So my vorige is ons aan die sending te kuier. Iemand het gesê, die sendingveld het ontsettend naby ons gekom. Wie wil China toe gaan? Wie wil China toe gaan? Die ene, maar jy hoef nie te gaan nie. Want dit is amper net soveel Chinese in ons land.
Wie wil Indië toe gaan? Gaan Durban toe, kyk. Die sendingveld het verander. Dit is reg rondom ons. Hulle sê Suid-Afrika, elke volk, elke stam, nasie en taal is hier in ons land. En God is besig om 'n nuwe ding te ontwikkel binne die geesrealm om te besef. Het nie geweet, en is 'n skokkende syfer wat ek nie kan glo nie, maar is 'n feit. En ek dank God vir mense wat saad gaan saai het. Weet jy wie gaan die grootste sendingland word in die wêreld binnekort? China. Daar's 100 miljoen wedergebore Christene in China. En hulle is besig om in die wêreld in te gaan. God is besig om sy kerk te bou. En wanneer daar 'n krag van God gaan kom, sal die gemeenskap om ons gesond word. Is jy gereed vir herlewing? Maar herlewing gaan dalk nie binne in my paradigma inpas nie. My herlewings was dit ek 'n ding gaan dalk nie inpas nie. Maar wanneer elke volk en stam en nasie en taal in die kerk inkom, gaan ons dit vat. Dit is sal volg. Maar die Heilige Gees is besig om ons te deel. God het een kerk. Hy het een liggaam. Hy het een bloed. Hy het een gees. En hy sien van die hemel af net sy wedergebore kinders van God. Moenie verstreel raak dat ons sê dat ek is van hier en ons is van daar nie. Ons is almal uit Christus genade gered. Dis tyd om te gaan. Wanneer begin die sending aksie? Kan ek vir die vraag, wanneer begin dit? Verstaan ek weet nie? Wanneer begin die gemeenskapsaksie? Wanneer gaan dit begin? Net na die diens. Net na die diens gaan ek en die mense ontmoet. Jy was in 'n shopping mall. Gaan jy iemand sien en die Heilige Gees wees wakker. Al sê jy net vir iemand in die gange van die lewe. En kyk wat sy effek het is. Ek het nou die dag, ek was hier agter die boeman gesit. Sy kyk my so aan, so snaaks en naam nog in die ek sê, God loves you. Want in die liefde van God is daar bovennatuurlike aksie. Elke mens wil liefgehad word. Ek weet nie hoekom die waar vrou in trane uitgebreek. Ek sê, Here, dit was nie 'n magtige boodskap. Maar die liefde van God is bovennatuurlik. Dit is salwing in dit. Dis die derde dag, dis 'n lewenstyd. En God sê, net soos wat ek vir julle sê om te doen, doen dit. As jy verby iemand stap en die Heilige Gees dring jou, stop. Jy hoef nie snaaks ding te sê nie, sê net, be blessed. Want wanneer 'n kerkman of 'n vrou wat dit glo vrede spreek, sal vrede manifesteer. Wanneer vir iemand sê wat God nie ken, die God is lief vir jou, sal God sorg dat sy liefde manifesteer. Ons moet voortdurend en gefokus word. Hierdie leefsitplekke is deel van die sending. Karabash. Kyk om jou. Is dit mense wat seer gekry het in die kerk? Mense wat sê, nee wat, ek stem nie saam met hierdie saak nie. Luister maar, ek praat onder die salwing van God, ek het geen vrees vir enige teenspraak vanmôre nie. God is besig om te beweeg. En hy gaan nie vir my wag nie. Want die nood daar buite is eenvoudig te groot. Maar ek het gekies, Here, hier is ek gebring. Ek stop sommer net hier. Vanmôre vra die Heilige Gees aan hierdie familie. Het jy my lief? Het jy my waarlik lief? Rokata
Here, maar bo in Johannesburg het manne opgebreek. Wanneer broer het by altyd die ander een maar bietjie bygekom. Ek sê vanmôre ons gaan enige plannetjie doen. Maar God wag nou op sy kerk. Reg nou. Destyds, 3 jaar terug, presies 3 jaar terug, September maand, glo as ek dit vir u sê. Toe ek hier gesit, en die grootste kritiek op ons eenwording was uit die kerk uitgewees. Die wêreld, ek het nie verstaan nie. Maar daar staan die boek by Vrede Kloof. Dit is 'n storie van eenheid. En God het gesê hy seën eenheid. Maar die vyand sal altyd probeer om verdeeldheid te bring. Maar mag ek nie deel van dit wees nie. Want in hierdie oomblik is die accuser besig om aangekla te word in die hof van God. Die oordeel van God begin in die kerk. Want die teespraak is teen ons. En God sê vanmôre, you are free. You are justified. Not what you have done, but by the blood of Jesus. Je broer struikel nog. Hy sukkel nog. Maar hy wat in my is my genade gegee. Ek wil vanmôre gaan opstaan en iets gaan doen wat ek dalk nog nooit gedoen het. Ek sê, Here, herstel hierdie familie in sy volheid en in sy liefde. Dalk moet jy na iemand toe stap, of iemand net van sê, my broer, my suster is lief vir jou. Hy is daar geweldige krag in haar verklaar. En vanmôre sê ek, God het my belofte gegee 3 jaar terug, net daar waar met hy sit. Een van die grootste herlewings aan hierdie gemeente plaasvind. Weet jy hoekom daar saad gesaai is? Kan jy verstaan hoekom die vyand so dit aanval? Hoekom my broer die broer wil opmaak? Ek weet ek het nie beplan om so te praat met huis. Maar die krag van God is hierdie plek, die sal om moeke te breek. Sluit dit die opstaan saam met my en sê, Here, hier is ek. Hier is ek, net soos wat ek is. Kom herstel my met u liefde. Kom vul my met u krag. En Here het my belofte gegee, wanneer die kerk binne gesond is, sal herlewing plaasvind. Luister, die wêreld daar buite, jy gaan nie stap en skuldig voel met jy R2 in jou sak het nie, maar die salwing in jou sal daarin bedien en God sal gesond maak. Ek vir my ou krepel gestap by die poskantoor en ek wil omdraai. Here sê, it's not about you, it's about my church. Unity must be restored and anointing will flow automatically. God is nie beperk nie, Here. God is 'n onbeperkte, ewige, kragtige God wat alles begin het. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde. Niks gaan verander nie. As hy dit gesê, sal dit so wees. Kom ons staan vanmôre op kerk van die Here. En so God begin in my lewe. Begin in die kombuis eerste, Here. En die vanmôre, my liefde wat U in my geplaas het, as dit nog my liefde was. Dan kon ek gesê, ja, maar as die liefde van Christus wat my dring, is dit dom dat die beste nie reinig kan voer. Ek lewe vir 'n vars wyn, salwing, wat oor die kerk gaan vloei, wat juke gaan breek. Wanneer jy uitstap, dat jy outomaties gesond sal wees. Maar die Heilige Gees, die krag van God, die accuser het ingekom en hou mense vas in situasies, maar sê dit saam met my, vandag stop dit. Vandag stop dit. I am justified by the blood of Jesus. En almal oorbly, dat jy nog iemand sal stap en vir mekaar net gaan sê, ek is lief vir jou.
kyk wat gebeur in die gemeenskap. Dit sal outomaties stap gelei, want ek moet hierdie dienste nodig uitdruk. Soos die Heilige Gees op jou lei. Luister na die woord van die Here. Jou struggle is over. Wanneer jou accuser skuldig bevind is, sê ek nie vry. Hy stap uit daardie hof uit en hy is vrygespreek. Judgment has started in the house of the Lord, and it started this morning. Nie 'n negatiewe boodskap. The accuser has been told, shush, be quiet. They are my people, they are justified. Die volgende fase wat God nou gaan leef met die Here gebid, Here, 'n koöperatiewe gesondheid, wie stem saam met my? 'n Koöperatiewe gesondheid. Hy praat oor die raad oor stres en spanning, ek weet nie hoe daar uitgekom nie. Maar die liefde dryf vrees buite toe. En as daar iemand is in hierdie plek wat vanmôre sê ek het spanning, en ek het vrees, weet ek ontslaan gou saam met my. God wil net so môre in hierdie plek, en ek is nie om enige show te vang nie. Ek wil net die Godse mense wat kragtig en sal wees, gelukkig wees en geseënd wees, is al wat ek droom oor die kerk, ek het 'n droom oor die kerk. Die kerk moet gesond wees. Ek ervaar die so onslag op hierdie man se lewe en God gaan dit vandag stop. The accuser, I'm telling him in the spirit, shut up. The anointing in Jesus' name. This body was purchased by the blood of the Lamb. Sickness, go! Ek weet nie, ek wil net ongehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Maar die mense vanmôre sê I'm sick and tired of being sick and tired. En die vyand sê, ja, jy sê jy's 'n Christen. Kom ons wys vir hom wie is ons regtig aan die Here. Wie glo vanmôre God doen 'n wonderwerk in hierdie kerk? Steek al uit aan die mense, ek gaan nie vra hulle gaan die Heilige Gees volg met die Vader in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
met elkeen. Dis die krag van God wat jy vloei. Wil jy met die afstap en sê, Here, ek vat my oorwinning in Jesus. Stap met geloof, stap met sy krag in Jesus. Nuwe hoop, nuwe krag. Nuwe krag vloei. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Die grootste wonderwerk van my bediening was nie toe ek vir iemand alleen gebid het nie. Man met kanker gehad het, 3 maande oor gehad het, 10 jaar langer geleef. Die sê die Here, die hele gemeente gaan bid, sodat niemand kan weet wie het gebid nie. Jy sien maar dat iemand sê, daai Nico Buys, hy het 'n salm, ek wil dit eers hoor nie, wat is niks om my te doen nie. Dis om God te doen. Dis hy wat genees. Maar in eenheid en liefde ervaar jy dit voor, Rabu ook. Dis 'n salm in hierdie plek, 'n liefdevolle salm, en nou gaan ek bid in die Heilige Gees, 'n bonatuurlike kragtige werk doen. Jy gaan mekaar inhaal waar jy kan, en ek gaan in die Gees vandag genesing roep. Die Here gaan sy kerk gesond maak, emosioneel, fisies. Wanneer jy môre of vandag in hierdie kerk stap jy soos 'n koning en 'n priester. En jy sê vir die vyand, I'm justified. Oefen so 'n bietjie saam met my, sê, I'm justified. I am justified. Just as I've never sinned, I am free. Your accuser cannot bind me no more. Dis 'n salm. Dis 'n salm. Die salm gaan hier raak. Dis die eenheid in hierdie plek vanmôre. Het jou broer en jou suster land jou liewer as wat jouself het. Dan is dit 'n resep vir herlewing, is 'n resep vir genesing, en die volgende ou wat jy op die robot gaan kry en jy uitklim, jy gaan sê, goud of silwer het ek nie, maar in die naam van Jesus, God gee jou werk, hy gee jou autoriteit, hy herstel jou. En we gaan vanmôre in hierdie plek. Vader, waar eenheid is, daar gebied die seën. Ek roep oor hierdie wonderlike, lieflike familie, die seën van die Here, wat ryk maak. En moeitevolle arbeid voeg niks daarby. Ons verdien dit die Here, maar dit manifesteer reg nou. Ek bid die seën van God oor elke man, oor elke vrou, oor elke jong man, elke jong seun. Hierdie familie sal opstaan, Here, en U deeg verkondig. En verklaar, ons is geregverdig deur die bloed van die lam. En Here, as ek vanmôre vir net een ding mag vra, dat U mense nou genees. Here, daar's wonde wat seer is, emosionele wonde. Dalk het iemand vir iemand iets gesê, sê dit saam met my, Here, ek vergewe hulle. I forgive them. Sodat ek en U kan vry wees, en die tronk uitstap. En ek bid nou, Here, vir goddelike genesing. Reg, Heer, as Here begin aanraak, ervaar en begin net te loof en te prys. Waar jy is die Here, stel die huwelik, hy stel verhoudinge, herlewing bring, herlewing van elke facet, van elke vorm van lewe. In die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En ek wil jy iets doen wat jy nog dalk lanklaas gedoen het, om die Here regtig nou te loof, en die prys is die gemeenskap van Bloedbrood, ons gaat autoriteit by Gees, en daar is breek ons in die naam van Jesus. Loof die Here, loof sy naam, heilig is die Here van die weerskaping, almachtig en geloor, Alpha, Omega, die woord is alles, die is alles. Mag die genade van God en die vrede van die Heilige Gees deur jou vloei. Selfs wanneer jy in die kerk uitstap, dat God iets doen in jou wese. Wanneer jy seer het en alleen voel, stap na iemand toe vandag en sê, God is with you. God loves you.